In die vorige episode het ons reis begin vanaf Port Elizabeth, 'n lang pad noord deur stof en oop vlaktes, tot by die eindelose uitspansel van Verneekpan. Daarna het ons vertrek na Pella, 'n oase aan die rand van die Namakwa-landse woestyn, waar ons die eerste wielspore op die Ika-roete gelaat het, deur die dramatiese Charles Pass tot waar ons die Oranje rivier vir die eerste keer ontmoet het. Maar die natuur gee nie altyd wat jy beplan nie. Ons tweede nag sou by Hartbeesmond wees, maar toe ons daar aankom was dit reeds beset. Ons het besluit om aan te beweeg tot by die groot melkhoutboom. Die reis moes voortgaan. Die dag was lank, die lig het begin kwyn. Nou, op die derde dag van ons avontuur word ons wakker met iets anders, stilte, kalmte en skoonheid, wat ons nog nie gisterand gesien het nie. Die rivier fluister tussen die klippe, die son verlig die ruwe berge en vir die eerste keer in dae het ons tyd om asem te haal. Vandag is ons bestemming Ramasdrift, 'n kort maar betekenisvolle reis. 'n 29 km lange roete deur woestyn en berge, van verlatenheid tot 'n groen skuiling langs die water. Hierdie is episode 3 van ons Namakwa 4x4 Ika-roete. Dit is die stilte na die storm en die ware begin van die wildernis. Na 'n lang eerste dag van 13 ure se reis het ons in die donker aangekom by Groot Melkhoutboom. Met die wind wat sterk waai en alles bedek in fyn rivierstof, het ons haastig kamp opgeslaan, iets geëet en dadelik gaan slaap. Die volgende oggend het ons wakker geword met 'n pragtige sonsopkoms oor die berge en die Oranje rivier. Die wêreld rondom ons het in skakerings van goud en oranje gegloei, en die sagte riviersand onder ons voete het ons herinner aan die nabyheid van die natuur. Tot ons verbasing het ons reg langs die ikoniese Groot Melkhoutboom wakker geword. Dit was die deel van die boom wat omgeval het as gevolg van iemand wat 'n vuur gemaak het te naby aan die boom. Môre julle. Ons is hierso by die Groot Melkhoutboom. Yes, wat 'n interessante aand wat ons gehad het. Ons sal julle 'n bietjie later daaroor vertel. Ons het nou die sonsopkoms gekyk en ja, ons gaan nou 'n bietjie koffietjie drink.
So hier is ons kamp. Ons het gisteraand in die donker hier aangekom. Toe het ons vasgesit. Daar aan die kant die melkhoutboom, want ons het ligte gesien, het ons bietjie nader gery daar. Maar dit was toe obviously 'n fout. So ja, maar kyk hierdie view. Die wind het vreeslik gewaai. En dit was donker en ons het maar so 'n bietjie gepaniek. En ek dink ek het my clutch miskien 'n bietjie gebrand. So ek hoop nou maar vanoggend hy's reg. Maar die wind het so gewaai. Alles is vol van die rooi sand. Maar hier sit my mooi vrou. Jo, sy het dit saam met my deurgebring. Ons het altyd soos babietjies geslaap. Karen is besig om so 'n bietjie vir julle te narrate. Ons maak notuitjies want ons vergeet alles, want 'n ou is so in the moment. En kom ek nou vir julle sê, as jy dink aan trou, gaan Overland eers saam as jy onseker is. Want kom ek vir jou sê, as jy jou verhouding gaan bietjie getoets word hierso. Maar ek dink die vrugte is definitief die moeite werd. Ons het vanoggend verfris opgestaan. Ons het baie lekker geslaap, alhoewel ons 3 dae laas gestort het. Ons gaan seker nou begin oppak. Maar ons volgende bespreking is by Ramansdrift. So hopelik is daar ook nie mense nie. Ons gaan nou rustig oppak, soontoe ry, is dan nie te ver van hier af nie. En ja, ek hoop dat die voertuig gekry is. En dat ons daar 'n bietjie 'n rustige dag alleen by 'n campsite kan spandeer. Ek dink dit is tog die doel van die overlanding. So ons gaan vir julle saamvat en julle wys. Gaan. Na 'n ligte ontbyt het ons rustig opgepak en in die pad geval. Ons volgende bestemming is Ramansdrift, plus minus 29 km verder. Hierdie kort rit lei ons deur 'n U-vormige roete wat eers wegdraai van die rivier af diep die bergwoestyn in en dan weer terugkom na die rivier. Die eerste gedeelte van die roete sny deur 'n vallei wat soos 'n droë rivierbedding tussen die berge kronkel. Die plan is dan om halfpad te stop vir piknik voor ons die tweede deel terug na die rivier toe vat.
Ons het nou nog nie ontbyt geëet regtig, ons het 'n bietjie yoghurt en koffie en beskuit. Maar ons is nou hier op die bo-punt van soos die loop van op pad Ramansdrift toe. So ons het nou maar vanoggend bietjie rustiger gevat. Yes, want dit was nou maar harde 2 dae. Baie lekker fuelsdrift. Verneekpan was amazing. Maar ons het 'n lang pad daarna op die pad gehad en ons het natuurlik nou na die episode gedruk tot by groot melkhoutboom. Wat ook amazing was, is nou sorry ons het in die aand daar aangekom. Daar's baie oulike strandplekke, maar op sekere plekke daar natuurlik daai stof is next level. Dit is oral. Maar ons is nou opgewonde om Ramansdrift te sien. En ek dink ons gaan gou 'n ontbytjie maak, of moenie oopmaak en ja. Dan gaan ons vir julle 'n mooi view wys hier so. Die bacon eiers. Nou ja. Punt van Ramansdrift waar ons nou piknik gehou het. Was 'n brunch. Soos my vrou lief. Ons het 'n bietjie hard gehad. Chocolate flavored coffee with full cream. Thanks. Bantry. My vrou lyk nogals heel mooi in haar safari outfit. Kyk net hoe sexy. Mevrou Dekker. Ryk nog steeds daai bly. So ek sien niks fout hier so binne nie. En nie. Maar iets stink verskriklik. En ek kan nie verstaan nie, dis vandat ons gisterand vasgesit het. Maar dis asof dit net nie weggaan. By ons piknikplek maak ek gebruik van die tyd om die voertuig deeglik te inspekteer. Die brandplastiek reuk van laasnag steeds daar, maar ek kry geen duidelike oorsaak nie. Ek maak seker dat ek kyk na die engineolie, brandstoffilter en selfs of daar nie 'n stuk plastiek vassit onder die voertuig nie. Alles lyk wel in orde. Ek het selfs die wenas uitgetrek en opgekatrol nadat ek vroeër die week van iemand gehoor het wie se wenas 'n kortsluiting gemaak het en begin katrol het en so uitgebrand het. Alhoewel my wenas 'n oorlaai beskerming het, was dit die laaste ding waaraan ek kon dink. Hierdie raaisel bly onopgelos. Karen kan hier nie ophou om die klippe en rotse van nader te bekyk nie. Die verskillende steenkwarts is iets van 'n geoloogse droom. Verseker 'n plek om te bewonder.
Die tweede deel van die roete neem ons weer af na die rivier se kant toe. Dit is 'n werklike ander wêreldse landskap. 'n Dorre, pragtige woestynbioom wat jou herinner hoe divers Suid-Afrika werklik is. Namakwaland se woestynstreek is bekend vir sy uiterste klimaat en die unieke fauna en flora. Selfs in hierdie harde omgewing is daar lewe. Wat is dit aan die berge wat ons so trek? Dalk is dit al grootheid, die manier waarop hulle ons klein en nederig laat voel. Dieselfde gevoel wat die oseaan in ons losmaak. 'n Gevoel van ontzag en respek. Ek moet sê, geen kamera kan die ware skoonheid van hierdie plek volledig vasvang nie. Jy moet dit self beleef om dit regtig te waardeer. Nadat ons per ongeluk die verkeerde afrit geneem het, het opgewondenheid ons oorweldig toe ons Namibië se berge en Ramantsdrift in die verte sien opdoem. Die weer was ideaal, matig, windstil en die beste van alles, dit was nog vroeg in die dag. Maar ons het steeds ons asem opgehou, net vir daardie laaste draai. Daardie oomblik van afwagting en die hoop om niemand in sig te hê nie. Nou, jy mag dalk wonder, hoekom sou ons dit verkies om alleen te wees? Die antwoord is eenvoudig. Ons is nie teen mense nie, maar daar is iets magies aan isolasie. Aan daardie ononderbroke koneksie met die natuur, wanneer jy jouself werklik deel van die wildernis begin voel.
ons aankoms by Ramansdrift net na 11 uur is ons stom geslaan deur die skoonheid van die omgewing. Hierdie kamp is ongetwyfeld die beste wat ons tot dusver beleef het. 'n Stukkie gras langs die rivierbed, 'n rustige wegbreek en die beste van alles, ons het hierdie stukkie hemel vir onsself vir die dag. Ramansdrift dra ook 'n ryk geskiedenis. Oor die Namibiese kant van die grens was dit vroeër 'n klein dorpie met oorblyfsels van ou strukture wat vandag nog sigbaar is. That you used to know, just to remind you of when you had it all. Yeah, but wouldn't you know? Die res van die dag bring ons rustig deur, swem in die rivier, kyk vir die voëls en selfs 'n lang stort met die rivierwater. Ons het selfs besoekers gehad, die skape en bokke wat deur ons kamp beweeg soos grassnyers. Hierso het ons 'n paar kuiergaste. En 'n skoenlappertjie. 'n Skoenlapper. Ek gryp ook gou die geleentheid aan om vir my ma boodskap te stuur via die Garmin InReach, sodat sy vir Toyota kan kontak om te hoor of hulle dalk 'n idee het van waar daardie vreemde reuk vandaan kom. Gelukkig was hulle baie behulpsaam en uiteindelik kon ons tot die gevolgtrekking kom dat dit moontlik vuil diesel kon wees. 'n Groot dankie aan Algoa Toyota vir hul geduld, veral met 'n ou tannie wat nie maklik opgee nie. Nou agterbal jaar die Bobbejane aan die ander kant en Namibië se Bobbejane. Ons skeer. Hier gaan 'n bietjie van my DNA hier agter. Lekker bosstortjie. Maar wat ek sal voorstel is mense, hierdie is 'n biodegradable. So dis 'n goeie ons by ons goeie ou vriend Whitey Bason by Checkers, bel hom, laat weet my sien nie sy nommer het nie, ek dink ek het hom al teen die tyd, ons 60 so baie, maar ja, biodegradable, ek dink dit is baie belangrik, as jy 'n bosstort gebruik, of goedertjies, ek dink, mens moet maar die biodegradable ding doen, so ja, ek gaan nou klaar stort hierso, hierdie is A-rated, en die handdoek gaan nou af, so ja. Daar julle. Dit is baie warm en ons sit hier so bikinis. Kom mooi is die rivier. Voeltjies is hier om ons. Ek doen dit self. Ek kan sien my wangetjies is lekker rooi. Ek weet nie of dit is van die gin of van die hitte of al twee nie. Maar ja, hierdie is sover die beste dag. Hello.
En so eindig ons dag soos dit begin het, in stilte en bewondering. Met die sonsondergang wat die lug rooi en pers kleur en die knettering van die vuur wat die nag vul, herinner ons onsself waarom ons hier is. Hier onder die sterre van die Namakwa-land voel dit asof die wêreld se tyd stadiger tik. In episode 4 kom ons tyd by Ramansdrift tot 'n einde, maar die pad vorentoe wink steeds. Skakel in by die volgende episode waar ons met die eerste lig van die dag rustig pak en vertrek. Ons volgende bestemming is Kamgap, 'n afgeleë kamp langs die Oranje rivier en 'n asemrowende pas om daar uit te kom. 'n Plek van stilte en ongerepte natuur. Met die dag wat vorder, groei die verlange om verder te verken. En so besluit ons, vir Joelsdrift wag en die reis is nog lank nie verby nie.